Nou broer en suster, ek wil met u praat vanmôre uit die woord van die Here. Ek vra Henny, sal jy my net help? Ons gaan nie net so sit dat ons daai koortjie net weer sal sing. Is everything to me. Ons het hom vanmôre gesing, Henny, nee? Ja, asseblief. Dat ons net een of twee keer weer sing. Ons hoef net die voorsangers nou, voordat ons gaan net so sing. Amen. Amen. Also the past. En ek wil vanmôre vir sê, u besef nie vanmôre wie u is nie, wie u is nie. U is meer werd as wat u moontlik dink. Net een vraag voordat ek gaan na die woord van die Here. Wie hier wat hier sit vanmôre het al gedink, ek is niks werd nie. So pa, daar is so pa. Maar glo my, ek dink elkeen en in die plek het een of ander tyd gedink, ek is nie iets werd nie. Ek vra dat jy saam met my sal lees uit die woord van die Here. Uit 2 Korintiërs 12, geskryf deur die apostel Paulus aan die gemeente van Korintië. 2 Korintiërs 12, vanaf vers 1. 2 Corinthians 12 from verse 1 for the Americans. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of buiten die liggaam weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. Ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buiten die liggaam was, weet ek nie. God weet, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, van wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit daar, sodat niemand my hoor mag skat, as hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. In my is 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy my sou wyk.
En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaal in my swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Amen. 'n les wat die apostel Paulus vir ons leer. So 'n paar skriffies, ons gaan nou weer terugkom na die skrif toe. Vers 5. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Vers 9. En hy, dis God, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag, luister mooi, my krag, in ander woorde is God se krag, word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vers 11, die laaste stukkie. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Preek in syself net so. As ons net hierdie gedeelte mooi lees, dan is dit klaar 'n boodskap. Maar ek het hierdie week telke male het hierdie by my gekom en ek het net besef die Here wil, en hy het met my gedeel dinge wat ek het vir pastoor Jan gesê dat ek wens dat iemand anders dit kan deel, want dit is te groot vir my. En ek sê dit met alle liefde. Dit is te groot vir my om te verduidelik. Maar ek wil hê dat jy moet weet vanmôre, ek wil met u praat oor die mens se denke oor homself. En dan wil ek ook praat oor die metodes van God. Die apostel Paulus was iemand wat, hy sê ek het woorde gehoor, wat ek nie kan uitspreek nie, wat ek nie met julle kan deel nie. Ek het dinge gesien wat geweldig is, wat ek nie kan verduidelik nie. In ander woorde, openbarings. Die apostel Paulus begin met vers 1, en hy sê, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbarings van die Here. Want al wat hy oor wil praat is hierdie onsaglike, geweldige dinge wat hy beleef het. Maar hoe verduidelik jy dit aan die mens met sy denke? It's too big to grasp. Dis te groot om te kan begryp. Maar tog was hy net mens. En besef het dat die mens geweldige dinge kan doen. En ek wil hê dat u dit mooi moet hoor. Die vleeslike mens is geneig. Ek praat nie van in Christus nie, maar die mens homself is geneig om oor homself te praat. Oor hoogtepunte en dinge wat hy bereik het, en of hy goed was in sport, of hy goed was in die akademie, of wat ook al, hy kan roem daarin. Maar nou sê hy die dinge, hy sê, ek wil, vers 4, dat hy weggeruk is tot in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat die mens nie kon sien nie, oor so 'n man kan ek roem, maar oor myself wil ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. En dan sê hy in vers 6,
sodat niemand my hoor mag skat. Luister mooi, die hart van Paulus, dat niemand my hoor sal ag, as wat ek is nie, of my sal sien, wat dit wat hy hoor nie. En weet jy wat, ek wil baie keer, broers en myself verstout om te sê, baie keer is daar selfs kinders van die Here, hulle het so groot geword, en veral baie keer predikers, is so groot, the man of the moment, die man van God, het gearriveer. Ek praat eendag met een van ons leiers, seker een van die bekendste predikers in die Pinkster Protestante Kerk, Pastor Pieter Snyman, waar hy by ons kom preek het by 'n jeuggeleentheid. Hy het altyd Engels met my gepraat. Ek sê vir hom, Pastor, you're going to preach now. I said, and is it easy for you, or do you still feel nervous? Do you still get butterflies? Hy kyk so, hy sê, my boy, the day you lose that, give up the ministry. I say, because every time I get on that platform, I need God to help me. Want jy sien, hy het geweet wat sy swakheid was. Hy was ook bang, ons ken hom, en baie keer het hy so geloop, sy Here, hy het polio gehad. Maar God het hom magtiglik gebruik, sodat die skip in die oorlog toe, die skip geskiet was, en hulle lê op planke, op die dryfhout, en hy skryf die boek, die dryfhout oor die see, toe lê hy daar, en terwyl hy op die planke so was, kom die haie, dan pluk hulle sy makkers, sy maats af, wat saam met hom op die plank gedryf het. En hy roep hy tot God, want hy weet, hy was nie op die plek waar hy moes wees nie, maar God het 'n roeping op sy lewe gehad. En toe hy roep na God, toe sien hy daar is 'n kruis. En toe hy die kruis sien, toe besef hy, dis 'n skip, wat noem jy dit nie, mas. En die skip kom en tel hom op. En hy het tot sy dood toe gepreek oor die evangelie van Christus Jesus in sy swakheid. Hy het die geheim van Paulus ontdek. Maar weet jy, broer en suster, terwyl ek praat oor die denkwyse van die mens, is daar 'n Engelse gesegde wat by my gekom het. There's a very fine line between the truth and the lie. Maar het jy geweet dat God kan elkeen in hierdie plek gebruik, maar in meeste gevalle sterwe ons sonder dat ons werklike doel in Christus bereik het. Ek het vir my vrou die ander dag gesê, ek voel partykeer, ek het misluk. Dus hy sê, nee, daar's baie siele, wat jy tot inkeer gebring het. Dus sê ek weet nie, maar een ding weet ek, God is in beheer, en my lewe is in sy hand. Maar u kan dinge sien en hoor, maar weet jy wat, ons bly weg van dit af. Terwyl die woord van die Here baie duidelik vir ons sê, hy sê, en hy wat glo, alles wat hy in my naam vra, dit sal hy ontvang. Luister mooi, as ons net glo, alles wat jy in my naam vra, sal ek vir jou gee. Glo jy dit vanmôre? Glo jy dit wat jy kan bereik? Jy kan vanmôre sê, maar pastoor, ek was nie weggeruk tot in die derde hemel nie. Ek was nie weggeruk soos Paulus tot in die paradys nie. Dis nie wat God vra nie. Hy sê, maar laat my toe om te werk in jou lewe, en jy sal nie glo wat God wil hê jy moet doen nie. En op hierdie oomblik, ek praat vir 'n paar oomblikke, op hierdie oomblik, vra ek dat elke oog gesluit sal wees.
en ek bestraf elke gees nou wat nie van God is nie. Ek bind elke mag wat sal teewerk dit wat God wil hê vanmôre in Jesus naam. Kan die oë oopmaak. Ons is in ernstige tye en die duiwel wil weerhou dat u iets kan bereik in Christus. Net 'n woord op die regte tyd kan 'n lewe verander. Ek probeer nie guns wys tot my vrou nie, maar my vrou het vir baie jare dit gedoen, en op die oomblik laai sy ons kleinkind af by die skool, maar die groening is terwyl sy wag in die middag vir daai kind. Sonder dat sy 'n enkele woord sê. En is nou maar 'n maand, nie is 'n maand nie. Is daar hoeveel mense wat na haar toe kom, en sê, Tannie of mevrou, hoor eens, ons weet nie wie hy is nie, maar kan jy ons net raad gee? Sy het nie 'n woord gepraat nie. But I want to tell you in the name of Jesus, die krag van God in my is 'n trekkingskrag, sodat ek kan sê dit wat God wil sê. Oh man, dat die denkwyse van die mens is sy grootste struikelblok. Die grootste struikelblok, want jy sien, ek leef in die dimensie van die vleeslike mens. En of ons nou weet of nie, ons is beperk. Ons is beperk. Ek het al baie keer gesê, my idee gegee oor my vernuf of my kennis oor tegnologie. Ek het 'n telefoon. Hy het 'n groen knoppie. As jy hom druk, kan ek met iemand praat. En dan kan hy my 'n boodskap stuur as ek geleer hoe om te doen. Dis my plafon vir tegnologie. Meganies. Dis stop my kar. BMW. Goeie kar. Nee, ek het hom nie nou meer nie. En toe hy so stop, toe maak ek die bonnet oop. En my vrou skud haar kop, want sy weet, wat gaan ek nou in die bonnet kyk, want ek weet nie eens hoe lyk die battery nie. En ek maak die ding toe, en ewe skielik daar loop, en ek roep vir iemand, vir 'n man met die naam van Kalitz, Thys Kalitz, en vir die top mechanics in die BMW, ons gemeente, ek sê, Thys, jy moet my kom help. Hy sê, wat het die kar gedoen? Hy sê, so en so. Hy maak die kattebak oop. Ek sê, kyk, Thys, wat maak jy nou? Hy sê, nee, in jou, dis waar jou petrol tank is, as hy open en daar, hy haal die cap af, hy sê, haal dit dingetjie uit, hy sê, hier is jou fout, die rubberkie het gebars, nou sluk die petrol. Dis wat ek weet van meganies. Maar ek ken 'n God, wat vir my die vermoë gegee het, om in iemand se lewe in te kan skryf. En sê, man, this is not the way. En God deel, en hy hef jou op, nie in jou sterk punte nie, maar jou swakheid. Want God is besig met die mens, hy laat hom sien. Nou vraag die vraag, is dit net Paulus? Hy het 'n dosyne kere al vir gesê, die paar belewenisse gehad in my lewe, waar God met my baie pertinent gedeel het, en die een dag op Doele Park, terwyl pastoor Landman sy hand so op my lê, toe gooi die gees van die Here van my, tot omtrent daar waar daai klavier is, omtrent so 4 meter. Het vat my 'n minuut om so toe te hardloop nou. Maar hy gooi my, dat ek land op my voete, en ek het nie kan glo, so mense sê, ek weet nie of ek so iets kan glo nie. But you don't have to believe it, I experienced the power of God. En ons het dinge gesien waar God
mense red, mense genees, met een oomlikse tyd in Oos-London, terwyl ek bid vir 'n vrou, sy het een oog wat nie kan sien die ander oog, en sy wys my haar oog is grys, dis net so grys wit, en toe ek my hande op haar lê, toe skree sy, I can see the pastor, toe sien ek hoe ontwikkel 'n pupil in haar gesig, en sy word siende. Sy in India, so 'n groepie van 10, 12 Indiërs, en een man daar is totaal blind, ek het dit nie geweet nie. Ek sê, ag Here, hier's ander predikers hier, hier's groot manne hier, maar toe ek my hand op hom lê, toe sien daai man, die krag van God, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou swakheid, en dit wat jy vir God wil doen, maar God wil hê ons moet net in beweging kom. Weet jy wat het die mens bereik, en ek wil nie eers, my notas is onbelangrik nou. Weet jy wat die vermoë van die mens is, en dit sonder God, dat hy mense op die maan laat land het. Hy het nie mense nie, maar hy het kameras en goed, ek weet nie wat noem jy daai goed, satelliete of wat ook al, wat geland het op Mars, wat hoeveel jaar om daar te kom. Iemand in Grootse Skuur Hospitaal is op 'n monitor, een van die bekende dokters, en daar's 'n kind in Amerika, wat nog in die baarmoede is, wie se hartklep nie werk nie, en hy opereer van 'n rekenaar af, en hy maak in Amerika die hartklep gesond. Kan jy sien wat ek probeer sê? Die vermoë van die mens is ontsaglik, en baie keer dit sonder God. But with God, en kom ons wees nou, soos Pastor Janie baie keer sê, kom ons wees eerlik met mekaar. Hoeveel van mense in die kerke vandag is bereid om te sê, en ek het al vir julle vertel van waar ek misluk het, waar ek een dag, ek was niet in die bediening, en ek loop in die OK Bazaars in Oos-London, ons was nie eens 2 weke daar nie, en voor my sien ek 'n vrou by die tills, om te betaal, ou tannie, en die Here wys my definitief, ek sien dat sy kanker het, ek het nie gesien op die vleeslike nie, ek het gesien in haar binne sy kanker, en weet jy wat sê die Here vir my? Gaan lê jou hande op haar, ek sal haar gesond maak. 28 jaar oud. Ek staan daar en ek moet 'n besluit neem. En daardie dag, toe lyk 'n groot verlies, wat ek het nie gedoen nie. Daardie dag kon God die vrou gesond gemaak het, en dit kon 'n onsaglike ontploffing in Oos-London te werk gebring het. Maar ons hou terug. Wat sal mense van my sê? Jy sien, ons is nie bereid om te doen dit wat God wil doen nie, terwyl hy sê, en nou kom die apostel Paulus, en dit is vir my opmerklik, God stuur 'n engel van Satan, om hom te tref op sy heup. En ons weet nie wat die doring in die vlees was, baie bespiegeling, maar ons weet net een ding, hy het nooit ontslaag geraak van hy doring in die vlees nie. Hy moes met die doring in die vlees, hy sê, ek het 3 maal vir die Here gebid, en sê, Here, asseblief, ek is jammer, vat dit weg van my, verwyder dit. God sê, my genade is vir jou genoeg, want jy sien, jy moet roem in jou swakheid, en nie in jou sterkpunte nie. As ons vanmôre geleentheid moet gee, en ons gaan na plekke toe, en u kom terug en het 'n geweldige groot ding vir die Here gedoen, dan gaan die kom terugkom en sê, jy kan nie glo wat gebeur het nie. Daar was 3000 mense, en al 3000 het tot inkeer gekom. Ek sê, die mense het my gedra op die hande. En wat roem jy?
En wat roep jy? Maar as God vir jou iets gedoen het, en jy kan terugkom en sê, werklik waar, dit was God gewees, dan weet ons dat iets gebeur. 14 jaar terug, hy sê, ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede. Of dit die liggaam was, weet ek nie, of God weet dit, dat so iemand weggeruk was, tot in die 3de hemel. Dit was so ervaren, dat na die tyd, kon hy nie besef of dit in die gees of in die vlees was nie. Ek wonder wat sal gebeur as God op hierdie oomblik iemand net wegruk. Wat het gebeur met Filippus? Hy word weggeruk tot in Asdod. Hele klomp kilometer in een oomblik, wanneer die krag op jou vaardig word. Maar weet jy wat, en Pastor Jan, ek wil dit sê vanmôre, dis 'n werklikheid. Ons mense glo in die Heilige Gees, maar ons is bang. Ons is bang, want as ek my oopmaak, wat gaan gebeur? Ek wil nie voor iemand anders in tale praat nie. Nog 'n jong seun wat die Here gedien het, en ek vat iemand saam met my na die kerk toe. En ek sê, Here, ek vra net mooi, asseblief Here, vanmôre, moenie dit aan die Botha weer in tale praat. Asseblief Here. Ek was skaars in die kerk, toe sing sy so opera, soos wat sy in tale praat. Dat sak my kop net so. Maar weet jy wat die Bybel sê? Dis 'n teken vir die wat ongered is. Die tekens is daar. En God red daardie dag. God knows what he's doing. Maar die metodes van God. Hoor wat sê vers 3 en 4. Ekskuus tot vers 6. 6 en 7. Want as ek wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat, as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. Nou vra ek die vraag, vers 6, het ons daar dieselfde gesindheid, dat as ek in die teenwoordigheid kom, as in die teenwoordigheid kom, dat niemand van my moet sê, wow man, here's a great guy. Nee, hoor vers 7, en dat ek my oor my treflikheid van die openbaring nie sou verhef nie. Don't rejoice in your glory. En as jy dit doen, is jou glorie verby. Maar as jy dit vir die Here gee, dan wag dit nog, en it multiplies. Is my 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met 'n vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Wat 'n verskriklike gebeurtenis. Maar ek wil kom, die metodes van God. En ek het baie gepraat oor die denke van die mens, maar die metodes van God gaan my net so 2 ure vat. Dis baie. Moenie bekommerd wees nie. Dit gaan nie so lank wees nie. Die Here weet presies wat hy doen. En ek kan nie sê, as ek praat oor die denkwyse van die mens, wil ek nie eers sê die denkwyse of die vermoë van God nie. Want net soos daar 'n plafon of 'n beperking is op dit wat die mens kan doen, kan 'n mens God nie in daai kategorie plaas nie. Jy kan nie sê God se vermoë, ek praat uit my eie uit nou.
God se vermoë. Want as ek sê God se vermoë, dan wil dit vir my voorkom, dat hy het 'n vermoë, natuurlik het hy, maar ek wil nie dit sê nie, want dis meer as sy vermoë. Want daar is meer as wat hy dink, dis meer as wat hy glo, dis meer as, want hy is God. Maar weet jy wat gebeur, so groot as wat God is, en die mens nou probeer en die beste wat hulle kon doen, is om 'n stuk metaal op Mars te kan land. En dit altans so, ek weet nie van iets anders nie. En baie dinge in galaxies sien en uitspansels sien en weer ontdekkings maak van nuwe uitspansels. Maar God, weet jy wat doen God? Die Bybel sê, hy skiet die sterre van sy vingers af. Wie het al 'n vleiende ster gesien? Ja, meeste het al gesien. Toe hoor ek die ander dag, hulle sê dat daai ster is al duisende jare klaar. Dis net die lig wat ons nou eers by ons uitkom. Man, that's amazing. Dit is goed wat ek nie kan verklaar nie. My gedagtes van die mens is beperk, kom kort, want hy het 'n plafon. Maar die metodes van God is onbeperk, magtig en alwetend. Jy sien die gedagtes van die mens, en ek wil net weer sê, as ek net my naam in ligte kan sien, oh, then I've achieved. Dis nie wat God sê nie. Wys my jou siele. Wys my dit wat jy vir my gedoen het. As iemand wat sterwe, en toe hy besig was om te sterwe, multi-miljonair, toe hulle die laken van hom aftrek, toe klou hy aan sy geld vas, van die genote wat iemand vir hom gebring het. Maar dis niks werd. Aristotle Onassis, ek het dit al genoem, was vir my altyd 'n verwonderlike gesegde. Hy was een op 'n slag, in die 50 tot 70 jare, was hy die rykste man ter wêreld. En weet jy wat sy woorde toe hy sterf? Life has been one golden tunnel, but now there's nothing left. Jy sien, wanneer ons tot sterwe kom, dan kom die reus en kom die miljonair en kom die landsleiers en die eenvoudige op een vlak. Ons was by 'n begrafenis gewees van een van die pastore. Hy het 'n baie groot gemeente gehad. Daar was oor die 50 pastore teenwoordig by die begrafenis. En dit was 'n groot storie, daar was palms wat gewaai was. Daar was gedigte wat uitgemaak was aan hom. En hoe fantasties hy gedoen het. En toe sy laaste die kus uitgaan, toe staan die pastore, wag, iets mooi om te sien. En hy is weg na die begrafplaas. Die volgende dag, soos ons by 'n ander begrafenis, in Bronkhorstspruit. En een van die pastore, hy was jare in hierdie gemeente, 'n kolonel. Ek weet nie of julle hom onthou nie, broer Richard. Hy was hier, hy was nie as 'n pastoor hier nie, maar hy was al afgetree, maar en toe gaan hy en hy vat 'n klein gemeentetjie. Weet jy waar? Weet jy wie werk wil gaan soek daar in die deel? Verlies. Kyk, Verlies is ver van Woorden af, en hy is verder van Johannesburg. So kolletjie. En daar so staan 'n bord, welcome to Verlies, aan die ander kant staan, thanks for calling. Maar daar gaan hy,
En daai kolonel wat als gehad het, na sy aftrede, en weet jy wat doen hy? Hy stig 'n groepie mense daar, en hy lei na die Here toe, en hy stig 'n gemeente op verlies. En hy kom tot sterwe. Daar was 3 pastore by sy begrafnis. Daar was omtrent 30 mense. En toe ons wegry, toe sê my vrou, gister se begrafnis was 'n groot storie. Ek wonder hoe was die ontvangs aan die ander kant. En vandag was dit maar eenvoudig. Maar hoe was die ontvangs aan die ander kant? Jy sien broer en suster, wanneer ons kom, en ons kom in ons onbeperktheid, en ons gee ons lewe vir die Here, is dit 'n geweldige ding, soveel so, dat wanneer jy jou hart aan die Here gee, dan juig die engele in die hemel oor 'n siel wat tot inkeer gekom het. Kyk 'n bietjie na die persoon langs jou en sê dit hardop asseblief. Sê die engele juig oor jou. Die engele juig oor jou, wat vanmôre bereid is om te sê, ek gaan werk vir Jesus, ek gaan iets vir die Here doen. Want hy roep ons vanmôre. En Paulus sê, nadat hy besef is dat die Here wat met hom praat, en hy sê, my genade is vir jou genoeg, eindig hy, anders as vers 1. Hy sê, hoor wat sê hy, en maak ek klaar. Dit is waarlik nie vir my nuttig om te roep nie, want ek sal kom tot gesigte en openbarings van die Here. Dit is waaroor ek sal roem as ek nou moet praat. Maar hy eindig so, in mishandeling, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. U besef nie, wat jy het in Christus nie. Jy het sekere vleeslike vermoëns, en miskien is dit nie baie nie. Miskien is al van mense gepraat en sê, man, hoor so, daar's ligte, maar daar's niemand by die huis nie. En daar's baie dinge. Sit een aand hier in dieselfde kerk, toe kom daar 'n pastoor na my toe, en die kerk is uitgepak, en ons het 'n sang en musiek, en ons hele paar gemeentes saam. Is net na ons hier gekom het. En hy sê vir my, kan my seun asseblief sing? En ek sien sy seun staan langs hom, en die seun praat niks. En ek besef toe dat die vermoëns van hierdie seun is baie beperk. En hy sê, kan my seun sing? Ek sê, hoor hierso, ons het nou klaar die program gereël. Hy sê, maar jy sal nie spyt wees nie. Jy weet wat doen ek, broerkat, ek reël toe, ek goed. Hy kan eers sing. Dat ons net kan, dat ons nou nie ons program omvergooi nie, Chantel. Jy weet hoe gaan het. En daai man kom op, en ek getuig, en hy sing, dat ek my kop sak in skaamte. Toe was hy met sy swakhede in sy liggaam, was hy deel van die Maranatha sangers groep. En daai man sing soos 'n engel. Ek het bely, sê Here, nooit weer sal ek iemand aan sy baadjie trakteer. Want jy sien, ons het dadelik ons opsommings, en ons maak dadelik, maar weet jy wat? God is getrou. Ek eindig. Ek sit in Kerkstraat Pretoria met my seun, waar ek 'n plekkie gehad het waar hy tyres verkoop het. So jy wil iets weet van tyres, broer Sarah, kom sien my nie. Hy is 'n man wat alles weet van tyres. Maar weet ek het 'n plekkie daar, en dis 2:00 die middag, ek voel ek wil na huis toe gaan, maar
Miskien gaan nog iemand net, en 'n ou Mercedes-Benz ry daar in. En is 'n ou swart man met 'n hoed op. En ek sê, can I help you? Maar iets vreemds gebeur. My seun, ek het vir geen rede hoekom dit is nie, maar toe hy baie klein was, 'n regte klein rasis gewees. Hy wou nie naby ander klere gekom nie. En weet jy wat gebeur? Iets gebeur, hy spring van my op, en hy hardloop en hy spring in die arms van die swart man. En ek dink toe, wow, hier's iets. En ek sê vir hom, can I help you? En hy bly so stil, hy sê, you need tires. Hy sê, no, sir. I passed here. And God said I must come in. En hy kyk vir my en hy sê, God is not finished with you yet, says the Lord. Hy groet, hy gaan, ek huil. Sê, Here, ek wens ek kon weer daai man ontmoet. Ek het vlugtig, nooit besef, miskien, ek weet nie. Miskien was dit 'n engel. Maar daardie dag, het my lewe verander, dinge het net so verander. En God kom in sy krag, en hy werk. Ek wil afsluit met hierdie, moet nooit onderskat die vermoëns wat in jou is. God wil jou gebruik. As jy vanmôre, ek gaan nie vir jou vorentoe roep nie, want ek is so bang, ek wil dat iemand nie wil kom nie in plek dat hy kom. Natasha, jy is nie verniet hier nie. Jy weet dat God jou wil gebruik, maar hy gebruik baie dinge om jou te weerhou, sodat jy kan bereik dit wat jou potensiaal is in Christus. Glooi dit. Vat dit vanmôre in die naam van die Here. En hoeveel keer is dit nie dat die Here al gepraat het nie, maar die Here sê, ek gaan sekere goed nie van jou wegvat nie, maar jy sal moet uitstyg en opstaan vir my. En God sal jou deurbraak gee. Jy sal sien, daar's lig aan die einde van die tonnel. En hierdie plek wil God mense weer gebruik. Jy sê, maar wat kan ek doen? Die Here sal vir jou gee wat om te doen. Staan net op die voete op die oomblik asseblief. Halleluja. Kandaya bashete bebendu dubu shababandi. Dit gaan nie vanmôre hoe groot jou vermoëns is nie. God sê, ek sal jou gebruik soos wat ek jou wil gebruik. God sal dit vir jou doen. Steek dit die hand op daar waar hy is. Sê, Here, hier is ek, U ken my. U weet van my. Moenie dat die geleentheid verbygaan nie. God praat. Luister vanmôre. Daar kom 'n dag, hoor die woord van die Here. Daar kom 'n dag dat jy gaan begeer vir 'n diens soos die of 'n kans soos die om net eenvoudig jou hand op te steek. Maar dit sal nie vir jou geskik wees nie. Vader, ek bid vir elkeen op hierdie plek wat vanmôre 'n besluit neem dat U 'n wonderbaarlike deurbraak sal gee, dat ons die getuienis daarvan sal hoor. In Jesus naam. Sê net dankie aan hom. Halleluja. Amen. Baie dankie.